Baie welkom, dit is 'n voorreg om vanaand saam met elkeen te kan wees by hierdie boekbekenstelling. My naam is Nico Smit. Ek is van Bybel Media af, tegnies. En ek was redakteur op Zander se boek. So Zander, eerstens baie geluk met jou nuwe publikasie en ek gaan sommer net vir Zander vanaand 'n paar lekker vragies vra oor hierdie boek. Dit is my voorreg om dit te kon lees en te kon regmaak daar waar hy spelfoute gemaak het. Nee, die fout het eintlik die boek het eintlik baie min foute gehad. So Dis was net die inhoud met wat fout was en ek het dit alles reg gemaak. So Dis wat my vriend Chris sal sê. Ja, dis toch. Ja. So Zander is regtig baie lekker om vanaand saam met jou hier te wees, saam met die Bybel Media span. Ek is daarom van Gauteng af, hulle kom van die Kaap af. So ek wil ook graag in die Kaap bly, maar dit het nog nie so uitgewerk nie. So Zander, ons gaan vanaand begin, soos ek gesê het, baie geluk. Dis altyd 'n voorreg om 'n boek te kan uitgee en ek dink in die tye van vandag veral. So ek wil vir jou vra, die boek het die titel sinkroniseer. Wat beteken dit vir jou in 'n konteks van 'n mens se geestelike lewe? Hoekom dink jy was hierdie die regte titel vir die boek? Ons het baie lank gewonder oor die titel, want dit is nogal moeilik om 'n boek se titel te kies, veral as dit 'n versameling is van verskillende gedeeltes of verskillende kort, soos Esther sal sê, essays, wat bymekaar gevoeg word. So ek dink die idee daarvan is om 'n rede prediker vir my gaan oor seisoene en oor tyd en oor ritmes, het die idee van dat daar 'n groter ritme is en 'n groter soort van metronoomklank is in die idee van seisoene van prediker. En op die ou en het ons 'n bietjie deur 'n klomp name gewerk en besluit, dis eintlik 'n mooi konsep om te dink, hoe pas ek by die Here se groot ritme aan, en toe het die woord sinkroniseer eintlik met dit bietjie gesinkroniseer. Sure. Baie interessant, dankie. In die inleiding vra jy van 'n kliktrek. Wat op aarde is dit? Maar hier sit twee van my musiekvriende wat in die inleiding genoem word. As jy wonder wie is die mense, nie Piet nie. Maar as jy in 'n ateljee sit, soos by Gideon, dan is daar in jou ore 'n metronoom wat die hele tyd speel, wat in Engels 'n kliktrek genoem word. En 'n kliktrek is daar om jou half op die tempo te hou, sodat jy, wanneer jy nou jou instrument opneem, dan kom daar later ander instrumente by. En as jy nie by die metronoom bly nie, dan gaan die persone wat na jou moet opneem, nie korrek opneem nie. So die metronoom is 'n bietjie soos 'n basis vir 'n mens. So in 'n ateljee as 'n mens opneem, is die kliktrek daar, en ek skryf daaroor, en is altyd tot die vermaak van baie mense, veral as jy 'n klavier speel, want hulle kan op hulle skerm presies sien as die note nie presies op die ritme is van die kliktrek wat voor jou is, die soos 'n klankgolf. So op die voorblad wat Anike Raal so pragtig ontwerp het, sal jy sien dit is in die vorm van 'n klankgolf gedoen vir daai rede, want mens volg die metronoom in jou ore die hele tyd. Dis jou oriëntasiepunt. Zander, ek wil 'n vragie vir jou vra uit dit nou uit. Hierbo staan woorde vir wanneer jy jou ritme verloor. Hoe kan daai opskrif hê? Dit is so mooi gestel. Hoekom dit? Ek dink baie keer in 'n mens se lewe gebeur daar tye wat 'n mens voel, mense is nie heeltemal in pas met die Here nie. Die Here voel veel ver, of die Here voel op 'n ander manier uit ritme uit met waar jy is, as 'n mens 'n metafoor kan gebruik. So ek dink, daar's baie goed in die boek, so nou 'n bietjie oor prediker praat, maar baie goed in die boek om te sê, iewester voel 'n mens net so of jou ritme en die ritme van die lewe, of die ritme van die Here is nie op dieselfde bladsy nie. Jy weet, so ek dink die idee van die boek is om te sê, hoe kan ek weer met daai ritme in pas gaan kom? En dis hoekom jy die metronoom as metafoor gebruik, om in daai pas weer terug te kom. Hoe skryf 'n mens 'n boek soos hierdie? Hoe werk die proses, of hoe werk jou proses? Ja, dit is nie so, dis anderster om hierdie te geskryf het, as om byvoorbeeld 'n dramastuk te skryf, wat ek nou baie gedoen het. So, dan het werk 'n mens met dialoog en so. Hierdie is eintlik 'n versameling van 'n klomp oordenkings. Van die oordenkings is al die gemeente gebruik,
van die oordenkings is stukke wat ek sommer op my eie geskryf het. En die moeilike deel van die boek is wanneer Hester vir jou sê, jy moet nou die goed op 'n manier laat werk, en dit moet nou presies soveel wees, en soveel in 'n bladsy wees, en dit moet nou so doen. So die proses, die eerste deel van die proses was om net dit wat 'n mens reeds het, in by mekaar te sit, en dan, ek het van die begin af eintlik gedink, ek wil Prediker gebruik as 'n raamwerk vir 'n klomp van die goed wat ingeskryf is, en toe het ons deur die proses gegaan om dit vir Hester hulle te stuur, en Hester het vir my gesê, hierdie kan werk, hierdie kan nie werk nie, hier kort ons nog iets, hier moet jy nou nog ten minste 5 nuwe goed skryf, hier kort jy 3 nuwe goed, hierdie ding gaan nie werk, jy haal hom uit, en dan vervang ons hom met iets anderster, en op die manier het dit vir my so stelselmatig begin uitkristalliseer, en toe het ons nou, as ek het reg het, by omtrent 16 dele gekom, wat oor die seisoene gaan, en en toe het dit goed gewerk, want die temas wat mettertyd uit 'n mens se hart uitkom, het toe nou eintlik so half mooi begin inpas in 'n raamwerk, want dit is goed om ek dink dit is lekker om 'n raamwerk te hê vir 'n leser, en te weet, want die boek is nie so geskryf, dat die boek van voor tot agter noodwendig hoef gelees te word, kronologies nie. So, as jy voel, ek gaan deur 'n tyd waar ek wonder oor gebed, of ek wonder oor stilte, of ek wonder oor verlies, dan is daar 'n afdeling wat jy na toe kan spring vir die tyd of die seisoen van verlies. So presies waarom mense lewe is, kan 'n mens 'n stuk vind wat jou kan help. Sander, 'n mens besef net, om 'n boek te publiseer te kry, is nie sommer net die skrywer wat, so wie werk saam om so 'n boek die lig te laat sien? Ja, dis wonderlik as jy iemand het, soos Hester hulle, wat mense help en redigeer en wat taalversorging doen, iemand soos jy wat aan die einde taalversorging doen, en dan is daar, Anike is nou nie hier nie, maar dit was eintlik fantasties op Anike rol wat ons gemeente nou goed ken, die ontwerp kon doen, want die ontwerp is 'n groot deel daarvan is om iets te kry wat visueel werk op 'n rak, maar ook wat binne in die bladsye bymekaar pas. So daar's setwerk en daar's baie werk wat gedoen is. So mens moet weet, agter enige so projek is daar eintlik 'n span. Ja, dis regtig so die waarheid dat daar 'n reuse span is om 'n boek uit te gee, maar so sou jy as skrywer sê, wat is die sentrale boodskap of uitnodiging van hierdie boek vir die leser? Ek dink die boek is gebaseer op Prediker. Ek vertel in die begin die storie dat toe ons ook in die klas was in ons 4de jaar, toe sê die professor vir ons, ons gaan oor Prediker praat, en toe sê hy, ons gaan, verder kan julle nie preek oor Prediker tot jy nie die dag 40 is. So hy het gesê, jy gaan nie oor Prediker kan praat, totdat jy nie die dag 40 ten minste is nie, want jy het nog niks van die lewe in jou lewe geleer, voordat jy nie die lewe 'n bietjie geleer het nie, en jy gaan nie Prediker verstaan voordat jy nie bietjie deur die lewe gegaan het nie. En dit het my altyd bygebly. So ek het nog altyd hierdie liefde vir Prediker, omdat Prediker in die Ou Testament eintlik so bietjie, ek weet daar is nou vandag al nuwe teologiese terme daarvoor, maar proteswysheid het, of anti-wysheid het, of wysheid het wat bietjie op 'n ander vlak lê as die wysheid wat in van die ander dele van die Ou Testament lê. En wat so mooi is van Prediker is, daar's hierdie ritme in Prediker. Almal van ons ken Prediker 3, wat sê, daar is 'n tyd vir rou, maar daar's ook 'n tyd vir plan, daar's 'n tyd vir dood, daar's 'n tyd vir lewe. En ek dink, die boodskap lê daaraan, dat ons is altyd, dink ek op 'n sekere vlak, altyd vreeslik individualisties in ons belewenis van ons geloof. En ons sukkel partykeer om te verstaan, waar pas ons in die groter storie van die wêreld, omdat ons so, veral met westerse denke, eintlik so ontsaglik individueel dink. Maar wat Prediker doen, is Prediker sê vir jou eintlik, daar is baie groter goed, baie meer perspektief op die seisoene van die lewe, en ek dink dit is soos 'n kunswerk, as jy bietjie verder terug staan, en jy kyk na die hele kunswerk, dan maak goed vir jou beter sin. En Prediker is 'n mooi boodskap vir my, en ek hoop dit is die boodskap van die boek, dat ten spyte van jou individuele ervaring, bly die perspektief van 'n bietjie terugstaan en te sien, maar groter goed gebeur in die lewe met almal van ons,
En dit gebeur soms selfs oor generasies in die wêreld. En die pendulum swaai op stadiums aan die een kant toe en dan swaai die pendulum weer na die ander kant toe. En iewers is jy in daai storie. En wat Prediker ontdek is, wat ek op die boek help ontdek, dat daar is onderliggend tot dit alles eintlik hierdie ritme. Noem dit God se hand wat hierdie narratief vashou. En mens sien dit nie altyd as jy net met jou eie perspektief of jou individuele ervaring in 'n baie spesifieke tyd van jou lewe op 'n baie mikrovlak daarna kyk. En ek dink as 'n mens terug staan en so 'n bietjie die groter idee sien en so 'n bietjie in die ritme voel, dan kan jy gerus wees staan. En die ander ding is tussen dit alles sê Prediker en bietjie die lewe gewet. En dit is dink ek kom ons met die laaste hoofstuk afsluit in die boek wat juis oor dit gaan. So ek neem aan jy het hierdie jaar 40 gebore. Tuurlik. Kon nou eers oor omskryf so. Ja. Dis ander om aan te sit by Prediker, elke hoofstuk begin met 'n tyd om. Hoe help hierdie raamwerk ons of vir die leser om hierdie lewensritme te verstaan? Ja, ek dink soos ek nou gesê het, dit gaan maar eintlik vir my daaroor om te sê blaai bietjie deur die boek en as jy miskien op 'n plek is waar jy iets moet lees oor leierskap, is daar iets oor leierskap. Miskien is daar byvoorbeeld iets oor wanneer dit met jou moeilik gaan. Is daar 'n paar goed oor wanneer jy deur daai seisoene in jou lewe gaan en daar's daar ander seisoene. Jy weet so partymal is dit goed om byvoorbeeld daar's een ding wat ek geskryf het oor die woord tof, die woord goedheid wat eintlik ook 'n tema was wat mense nie baie oor lees nie, maar dit is so 'n belangrike deel in die Bybel oor goedheid. Nee, so partymal goed in jou lewe om iets te lees wat jy nie noodwendig van weet nie of wat nie noodwendig die stem in jou lewe op daai oomblik het nie en dan hoop ek die stem help jou so 'n bietjie om jou ritme te vind. Sure, dis baie mooi gestel. Ek wil daarby aansluit vir jou vra, wat sê iemand sê wat nie meer weet hoe om sin te maak van hulle tyd, iemand wat buite ritme met God voel? Ek dink wat 'n mens help, wat Prediker doen, is Prediker sê vir jou, jy moet bewus word dat daar 'n baie groter perspektief is. En as jy net so 'n bietjie bewus is daarvan, maak nie saak op watter plek jy is nie, om net so 'n bietjie te ontspan ook daaroor. Want ek dink mense raak gespanne of mens dink dit of jy maak sekere besluite in daai tyd wat sekere goed vir jou uitritme uitvoer. En ek dink die mooi ding is net goed is partymal baie groter en baie dieper en minder chaoties as jy net bietjie wegstaan. Ja. En ek dink dit is ook die boodskap van sinkroniseer wat ek opgetel het is om net bietjie terug te staan om 'n groter sinkronisasie van die lewe te sien. En ek dink dis wat jy regtig ook wou deurgee. So ek wil dan vra vir jou is daar 'n gedeelte in die boek wat vir jou besonder persoonlik of emosioneel is of as ek dit mag vra? En hoekom? Daar is die boek het verskillende tipes goed in wat eintlik ook vir my lekker was. Want daar is stories wat nou nie soos 'n tipiese preek klink. Verstaan, dis net 'n verhaal wat gebeur het. Ander goed is nou meer soos 'n oordenking, 'n tipiese oordenking of party van die goed sê iets oor 'n spesifieke Bybelgedeelte. Jy weet so daar's verskillende tipes genres, maar die goed wat stories is, dis eintlik wat ek wil sê, is eintlik die goed wat nader in my hart is. Jy weet so dit is vir my jy sal sien in die boek daar is heel party persoonlike stories wat net die storie in het, maak daarmee wat jy wil. Verstaan, dis nie asof daar 'n punt is tot die ding nie, mens luister na die storie en kyk wat dit vir jou beteken, maar daai dink ek is meer is obviously soos 'n bietjie meer nader aan die hart. Jy het vir ons 'n storieetjie daar geskryf oor 'n spoedkaartjie. Het jy die spoedkaartjie gekry of nie gekry? En betaal. Ja. Daai is byvoorbeeld nou jy praat net dis toevallig dat jy dit nou noem, maar daai is nou nog een van die goed wat my nog geraak het vroeër die jaar. Ek vertel die storie van ek het 'n groot ontbyt inspirasie insette op kyk net en wat gebeur is ek kry 'n spoedkaartjie. Ek dink Margie het eintlik gestuur en toe kry ek die spoedkaartjie daar uit of Alex, ek weet nie. Uit Beaufort Wes uit, jy weet. Nou dink ek, jy weet, nou stuur ek nou is daar 50 goed in my kop van hoe hierdie nou nie gaan werk nie.
want daar's niks taal en ek weet nie, ek kry die ding nie. Nou stuur ek bel en daar antwoord iemand. Daar's actually 'n stadsraad wat antwoord. Dit is die eerste deel van die verrassing. Toe is daar actually Afrikaanse mens wat antwoord en vir my 'n e-pos stuur en sê dis hoe dit werk en ek stuur die e-pos en sy stuur vir my die R300 rekeningkie en ek betaal die R300 en stuur die EFT en toe sy dit gestuur het, toe sy 'n klomp mense in die proses ge-CC. En jy weet soos seker maar afdelings, jy weet dis nou nie Nico dit is sommer net soos rekeninge die Beaufort West of iets. En hy antwoord 'n ou wat ge-CC was, so 'n lang skryf hy e-pos om vir my dankie te sê vir die inspirasie boodskappe op Kyknet en wat dit al vir hom beteken het. En ek is soos totaal in die veld uitgeslaan, want ek bedoel, dis mos nou iets wat jy nie in jou lewe sal verwag nie. En hy sê toe, want hy kan net dink, om die hele tyd hier eensydig in 'n ding in te praat, jy kry mos nou nooit terugvoer van iets of Leon kry baie terugvoer, want die tannie stuur vir hom. Ja, maar die res van ons, weet, hoor nooit niks sê. En hier stuur hy vir my die pragtige boodskap, en dit was toe vir my special, so sulke stories is in die boek, ja. Ja, daai was my mooiste storie. Ek is bly dat jy dit betaal het. Ja. As iemand net een hoofstuk in hierdie boek sou lees, watter een sou jy aanbeveel van waar? Of die eerste een of die laaste een, het ek toe nou eintlik bietjie gaan dink oor, want die eerste ene begin my stil word, en ek dink, partymal is 'n mens op die plek in jou lewe wat jy net moet stop. Ek dink baie mense sal oor dit resoneer, en ek dink, een van die goed is, as 'n mens voel jy is bietjie uit ritme uit, is een van die goed wat jy moet doen is om te stop. So, of daai ene of die laaste een. Die laaste ene is eintlik Hester se skuld. Maar dit was toe nou op die einde van die dag, toe nou so spesiaal, want dit is 'n tyd om fees te vier. En wat dit so mooi maak vir my is, ek dink nie ons maak genoeg tyd in ons lewens om goed te celebrate nie. Ons maak nie genoeg tyd in ons lewens om die goed wat ons wel reg kry te vier, of om net so bietjie die goeie goed raak te sien nie. En ek dink, miskien is dit iets lekkers om te lees, as jy net een van die boek wil lees, want daai wat daar op die betonmuur staan, die Prediker 3 aanhaling oor die lewe, dink ek, is die heel laaste stukkie skryfwerk hierin, en ek dink, dit is dalk vir my nice dat dit so eindig. Jy het nou al 'n klomp ding oor die boek Prediker gesê. Is die boek Prediker vir jou in jou lewe en in jou gesinslewe, is dit vir jou 'n belangrike raamwerk of leef? Ja, ek leer van my kinders dat Prediker sê dat jy nie te veel tyd aan boeke moet spandeer nie. Maar meer tyd aan wyn en eet. Verstaan, so hulle hoor dit nie, hulle spandeer die hele tyd aan boeke. Ja, maar ek probeer my bes om dit nie te doen. Ja. Dan Sander, die tweede laaste vraag wat ek vanaand wil vra is, die wins gaan vir julle winkel. Vertel ons 'n bietjie van die droom van Tygerplein en van die winkel en wat daardie droom is. Ja, ek is bly jy vra dit, want ons het toe ons hierdie plek ontwerp het, is een van die goed, mense kry nie eintlik meer. Daar was 'n tyd wat daar baie boekwinkels by gemeentes was. Jy het nog wat kolportrices gekry al, was die feit. Jy weet, daar was altyd 'n tannie wat die boeke hanteer het. En die mooi ding van dit is, mense het daar verbygestap en dan het hulle na boeke gekyk en hulle het 'n boek gekoop en dit kon vashou en dit gesien. En alhoewel ons lewens vandag so digitaal is en jy alles aanlyn kan koop en 'n PDF kan lees op jou tablet, bly dit dan maar net lekker om 'n boek vas te hou. Nee, dit is dan maar net spesiaal, en ek dink die idee was net, omdat daar so min plekke is in Pretoria waar jy eintlik Christelike boeke kry, was die idee om 'n plek te hê waar jy fisiese boek in die hand kan vat. As jy nou 'n Bybelstudie boekie wil sien, is dit moeilik om dit van 'n website af te bestel. Dis iets anders as jy die boek kan vat en jy kan hierdie boek blaai en jy kan sien hoe lyk die boek en jy kan dit vir jou omgegroep gebruik of jou Bybelstudie groep gebruik. So dit was die een ding, en ek dink die ander ding is net, ons wou vreeslik graag mooi dinge in die winkel sit
wat mens kry nie altyd mooi Christelike goed nie. Jy weet al is daar bietjie kuns daarin is, so bietjie van 'n gevoel. Ons probeer sulke goed doen. En die ander ding is met die Bible Media hoed op. Daar's nêrens in die noorde van die land 'n Bible Media boekwinkel meer nie. Die NG Kerk het in die geskiedenis Lux Verbi winkels gehad op baie plekke en Lux Verbi het toegemaak. En sedertdien was daar eintlik nog nêrens 'n plek waar Bible Media se boeke wat nou 'n reg NG Kerk uitgewer is, 'n plek het waar jy fisiese boeke kan kom haal of waar ander gemeentes kan kom en te kyk na hoe lyk 'n boek en as hulle 'n boek soek dit hier te kom kry as om te wag tot dit hulle afgelewer word. So dis die droom, dis hoekom Adele hulle ook hierso is, te kyk hoe kan ons 'n fisiese winkel hê waar mense van daai produkte kan voel. Ja. En ek wil net julle sê, julle boekwinkel het regtig daai mooi goed. Ek sien net gister, ek was gister ook hier gewees, net die plakkies wat so uniek en vars is. Soos vir julle boekwinkel het regtig daai kunstige effek wat dit oordra. Die laaste vraag wat ek wil vra is, vertel ons wat jy al geskryf het en wat wil jy nog skryf? Wat lê jou voor in die toekoms? Ek het al baie goed geskryf, nie noodwendig 'n boek nie, soos hierdie nie. Ek het al van tevore saam gepubliseer in akademiese boeke of navorsingsboeke en so, maar nog nooit so 'n boek nie. Ek het al baie in die verlede verhoogstukke geskryf, en woorde geskryf vir dramastukke. En nou in Augustus is daar 'n nuwe stuk op die planke wat nogal 'n uitdaging is vir my, want dit is 'n een vrou stuk. Aan 'n ander woorde, dit is nie 'n dialogiese stuk nie, dit is 'n monoloog. So dit is op pad. Ons suiwer hom nog so 'n bietjie, maar ons will get there. So ons is opgewonde oor dit. En dan ek droom nog altyd, ek wens ek kan eerder iewester in my lewe nog 'n roman skryf. Dit wil ek nog doen. Maar ek weet nie of dit oor gaan uitkom nie, dis van baie tyd. Dit nie. Ek weet dit is groot werk. Maar Sander, weer eens baie geluk met sinkroniseer. En ek hoop dat elke persoon wat dit lees net sal inpas met God se ritme kan wees. Want ek dink dis wat jy wil oordra, is van hom net soms terug te staan en net te sê, stop net 'n bietjie. Sinkroniseer net weer jou lewe met die Here. So regtig baie geluk en dankie vir die voorreg dat ek kon gehad het om hier onderhoud met jou te voer. Dankie Nico. Ons nooi julle uit. Hier's lekker sop en brood vir julle om te kuier en ons het beloof ons gaan nie lank wees nie, so kuier lekker saam en geniet dit en dankie Nico, ek het vir jou persente gaan dan vir gee so. Dankie. Mag dit maar vir ander hande klap gee. Ja, dankie.